En dit was die dae van die lewensjare van Abraham, wat hy geleef het, 175 jaar. En Abraham het asem uitgeblaas en in 'n goeie ouderdom gesterf, oud en afgeleef, en hy is by sy volksgenote versamel. En sy seun Isak, nou kan u onthou, ek het 'n hele ruk terug in die studie, ek dink dit is by die 2de of die 3de week, het ek vir u gesê dat Ismael en Isak het mekaar geken, die twee stiefboeties. Hulle het 'n verhouding met mekaar gehad. Want volgens die godsdienstwêreld het hulle ons laat verstaan dat nadat Abraham vir Ismael onder die boom nadat Hagar vir Ismael onder die boom neergesit om dood te gaan, was hulle uitmekaar uit. Hulle was nooit weer naby Abraham gewees nie. Ek weet nie, kom ons lees, ek kan iemand nou vir jouself besluit. Hy sê, nou sterf Abraham. En Abraham het asem uitgeblaas en 'n goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef en by die volksgenote versamel. Kyk na vers 9. 25 vers 9. Sy seun Isak en Ismael het hom begrawe. Wat? Sy seun Isak en Ismael het hom begrawe in die spilong van Magpela, in die stuk grond van Efrom, die seun van die Sohar, die Hittiet, wat oos van Mamre lê. So, hoe sou Ismael geweet het Abraham is dood? Isak moes vir hom gaan sê, pa's dood. Wat vir my sê, en dis wat ek sê, ons lees mos tussen die lyne. Wat vir my tussen die lyne sê, Isak en Ismael het 'n verhouding gehad. Ismael, die Bybel sê nie, Ismael het ooit teruggekeer na sy vader Abraham toe nie. Maar hy moes seker uitgevra het oor sy pa en oor al die ander stiefboeties en... Maar in die tussentyd het Ismael verskriklik vrugbaar gewees en ook verskillende vrouens gehad en 'n magdom mense voortgebring. Nou sê hy so, vers 10, die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het, daar's Abraham begrawe en sy vrou Sara, so sy is ook toe later dood. Na die dood van Abraham het Jaffa sy seun Isak geseën, en Isak het gewoon by die put van Leog Rooi. En dit is die stamboom van Ismael. Alright, en dit is die stamboom van Ismael. Jy moet maar verskoon, jy moet onthou, dit gebeur sekere goed in 'n studie, wat nie vooruit beplan was nie, soos nou. En dis dit baie maklik dat 'n menslike ietsie kan intree en sê, dit is maar hoe dit is. Dis Bybelstudie. Vers 12. En dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham, wat Hagar, die Egiptiese, die slavin van Sara, vir Abraham, slavin vir Sara, vir Abraham gebaar het. So met ander woorde, dit wat nou uit Ismael voorgekom het. Dit is die name van die seuns van Ismael. Nou wil ek net sê dat die woord sê daar sal 12 prinse uit Ismael uitkom. Ek wil net so terloops net vra, kan u vir my sê, hoeveel prinse is in Arabië en omgewing? Ek hoor nie?